you never buy or sell unless you do a thorough, proper identification, evaluation and risk analysis. 'n Algehele platform, profiel, finansiële track and trace cyberondersoek op enige kom ons sê transaksie, koop of verkoop. En dit sluit in vakansie, alles omtrent vakansie, verhuuring van jou huis, of die huur van 'n ander huis, enigiets wat te doen het met 'n finansiële aangeleentheid tydens die fees seisoen, want baie ons huur hulle huise uit op een plek en gaan na 'n ander plek toe. Baie mense in Suid-Afrika gaan oor see, en al daai goed moes nou al gedoen gewees het en in plek wees, en mense is nou besig om af te saal en vakansie, jy weet, te geniet, en of soos ons nou, waar ons spesifiek konsentreer op misdaadvoorkoming, en ons neem nie sommer net nuwe sake in nie, ons is baie kieskeurig nou, want ons konsentreer op veiligheid, algehele veiligheid, maar het is nie te sê, as ons oproepe kry en versoeke op invorderings en op ander vorms van beskerming en ondersoeke en kubermisdade en sovoort, dat ons nie invat nie, maar wat ons probeer sê is dat die prioriteit nou is om die algehele publiek wat gewoonlik hierdie tyd van die jaar afskaal en 'n tipe van vakansie gaan geniet, hoe om hulle voor te berei en te waarsku, en dit het ons gedoen in Oktober en November, en nou is ons in daai posisie waaroor ons vanaand gaan praat, waar jy of al reeds gescam is, en of jy nie gescam is en jy is op vakansie, en wat moet jy doen terwyl jy op vakansie is, om jou en jou familie veilig te behou, en ook nog steeds verantwoordelik te wees, want baie mense overspend in Desember, en dan sukkel hulle Januarie, so sommer een van die eerste punte wat ek wil noem is, as jy nou op jou vakansie is, en jy is besig daarmee, moenie spandeer wat jy nie het nie. Doe nog steeds versigtige aankope, moenie emosionele of oningeligte besluite neem rakende enigiets waarby jy betrokke raak. Alles wat finansies betref, moet jy altyd baie versigtig wees. En dan natuurlik, tweede punt is, moenie aandag trek, laat jy voorkom, asof jy ontsettend baie geld het nie, want jy moet oppas vir pickpockets. Jy moet oppas vir ouens wat jou goed en informasie steel by die ATM's, en of jou agtervolg, en dalk jou kar steel, en jou dalk vat, as 'n baie ryk man of vrou, omdat jy rondgeloop het met die mooiste horlosies en goud, soos 'n Kardashian gelyk het, dat hulle jou vat en op 'n kidnapping basis en al jou kaarte leegtrek en nog jou familie dreig en intimideer om nog meer te betaal. So kidnapping is 'n real issue. Is nie noodwendig dat dit eskaleer in die vakansietydperk, maar ons moet mense daarvoor waarsku. Want die derde ding wat ek wil noem is, jy moet onthou, jy gaan van jou huis af, wat jy ken soos die palm van jou hand, jy ken die straat soos die palm van jou hand, jou plaas, waar jy ook al van af gaan, die area waarvan af jy kom, waar jy bly en waar jy operate, ken jy soos die palm van jou hand. Jy weet alles daar, jy's familier met alles, en jy het 'n absolute insig op dit wat jy daar beleef. Maar nou gaan jy op vakansie na 'n plek wat jy nie ken nie. Jy het bietjie inligting. Al gaan jy gereeld soontoe, is dit nog steeds 'n vreemde plek, wat jy nie so goed ken soos die plek van waar jy vandaan kom nie. So, waar jy jouself ook al bevind, moet jy nou extra skerp wees, positively paranoid. So jy moet kyk wat om jou aangaan. Jy moet seker maak dat as jy, nommer 4, waar jy ook al gaan en uit jou kar uitklim, maak seker dat jy jou kar behoorlik sluit, loop 'n end weg, met die remote in jou sak, en druk hom weer, en dan nog so 2 keer daarna, en dan so 50 meter, dan draai jy om, en dan druk jy hom weer, en jy kyk dat hy liggies nog steeds aan en af gaan, want baie van die rowe wat gepleeg word, is by malls, en by vakansieplekke, en baie besige plekke waar die ouens hulle noem die jamming doen, en die electronic devices beïnvloed, om sodoende toegang te hê tot jou kar, om dan of die kar te steel of wat ook al in die kar is.
En dan nommer 5, maak seker by die malls dat julle as 'n gesin saam operate. En as julle op die strand is, saam operate. Los altyd 1 of 2 belangrike, vir betroubare persone by julle belangrike en waardevolle toerusting. Jy weet, is ongelukkig nou so. Suid-Afrika is baie gevaarlik, waar jy jouself ook al bevind, vir opportunistiese kriminele, maar ook vir die kriminele in die omgewing wat, in die mense wat hier is, wat hierdie area ken, of die area waar jy jouself bevind, soos die palm van hulle hand. En jy is nou in hulle domein, jy is in hulle area, wat hulle nou territoriaal ran as potensiële kriminele. En daar is baie potensiële kriminele, en daar is baie, ongelukkig, veral by die kuste oral, is daar baie dwelmverslaafdes, en mense wat verslaaf is en allerlei ander goed ook, wat dan steel en verkoop, om sodoende hulle verslawing, jy weet, te voed. So dit is 'n groot issue. So klein inbrake, in karre, in die woonstelle waar jy bly. Nommer 6 is baie belangrik, jy laai plekke behoorlik veilig nalaat. Seker maak dat alles behoorlik gesluit is, moet niks in jou blyplek waar jy jouself bevind los wat waardevol is nie, gebruik van die kluise wat beskikbaar is, as dit nie voldoende is nie, maak seker dat die instansie of waar jy jouself bevind, dat die waardevolle goed daar is. As jy met 'n wapen operate, maak seker dat jy maar altyd die wapen by jou hou. Baie keer word ons gevra van, maar wat van nou as jy in die see swem? Daar is niks meer fout as jy die wapen by jou altyd hou en hy is veilig en hy is weggesteek. Nou nie met hom rondloop soos 'n MacGyver en Flash nie. Maar jy moet natuurlik almal weer dit nou op nie. Jy moet die wapen ken soos die palm van jou hand. Jy kan nie, you can make no mistake. En as jy dan in die see gaan, dan moet jy seker maak hy is op die strand veilig en iemand verantwoordelik sit by hom. En dan swem jy. As jy hom, my opinie, glad nie saamvat nie, wat beter is, maak seker dat jy hom in 'n kluis bære. So ou moet regtig alles in ag neem as jy op vakansie gaan, en jy moet bietjie duidelik en deeglik konsentreer op wat jy doen. Jy kan nie net sê, lekker op vakansie en armpies teruggooi en dink, this is it, and nothing is gonna happen. You need to be aware. Maar jy kan jouself ook geniet. Daar is niks meer verkeerd, en jy moet eintlik so wees, altyd in Suid-Afrika, dat jy een oog altyd oop hou, een oog agter in die kop, en jy moet weet wat om jou aangaan. Jy moet jou omstandighede altyd om jouself altyd kan identifiseer, en misdaad in enige manier altyd te kan voorkom vir jou en jou familie. En dan wees maar nommer 6, of waar is ek nou 7, wees versigtig vir drank. Vir die kinders, ek waarsku julle nou, dis iets wat oom Mike vir julle almal sê, bly weg van die nagklubs af, veral in areas wat julle nie ken nie, soos waar julle self dalk nou by die kuste en oral bevind. Al hierdie nagklubs is, ek sê nou vir jou, is deurtrek met dwelms en allerhande soort van pil-dwelms ook, en spiked drinks en. Wees baie versigtig. Daar is baie date rapes, en daar is ook partykeer heel wat verkrachtings. Nou, van julle mag dalk sê, maar Mike, ons hoor nooit daarvan nie. Nou, hier is die shocker, mense. Julle moet onthou, as 'n meisie verkragt word, dink jy sy gaan daar uit hardloop en vir die hele publiek en vir die familie en almal net sê, hey, weet julle wat, ek is verkragt. Eerstens is uiters traumaties. Tweedens, die persoon, die meisie, die vrou is verskriklik embarrassed. Derdens, hulle wil met niemand daaroor praat en betrokke raak nie. Vierdens, veral nie met die polisie nie, want dit is nog meer vernederend, en die polisie is gewoonlik onbevoegd. Nou stap jy 'n meisie in, jy het die hele aand lekker gekuier, en dan gaan jy met jou maatjies, en hulle weet nou al almal, en jy moet by 'n polisiestasie ingaan, en hierdie openbarings maak. Daar's min vrouens wat dit doen. En daar's min meisies wat sal vorendag kom. En veral as jy gedagryp is, dan jy het nie bewys of evidence nie. So ou moet vroumense, en die mans wat by die vroumense is, moet uiters versigtig wees, en hulle dames oppas, en hulle kinders. En families moet saamwerk, saam operate. En jy vat nie
enige sny. Moes gou oor na Airbrake toe. Dat sê ons is terug op die lig na klein van 'n klein kragonderbreking. Maatjie kan voortgaan. Ekskuus vir daai onderbreking. no problem. Waar het ons afgesny? Wat was my laaste sin? Is van die verkrachting en die trauma van wat 'n vrou nie sal openbaar dat sy verkragt is nie. Ja. Alright. So as jy in 'n kuierplek is of jy 'n reële kuier ensovoort, vat jy nooit mix drink sommer net so nie. Jy soek hom in 'n blikkie. En as hy blikkie nie maak nie, soos wat jy sê maar Coke of 'n mix oopmaak nie, dan vat jy hom nie. So jy moet eerstens baie versigtig wees met die mixes. Tweedens, jy kan nie sommer net enigiets aanvaar wat waiters bring of barmans bring nie. Veral as jy 'n groep girls is wat lekker kuier. En jy mag nou dink, ja, oh my God, dit is nou seker nie so erg nie, nee. Laat ek nou vir jou sê, as jy jouself weer vind, dan raak jy volgende oggend wakker en jy het nie 'n klou wat met jou gebeur het nie. And it does happen. Moet ook nie met enige ouetjie sommer een kant uitgaan of wat ook al nie. Al ryk hy hoe lekker en lyk hoe mooi en die beste voetjie voor en. Moenie sulke goed doen op vakansie nie. Hou altyd 'n maatjie of twee by en hoor nou maar, dit is nou maar so. Iemand wat volwasse is, moet nou maar altyd saamgaan. Julle kan ook my sê, ja, maar ons kan nie kuier as die ouers by is of as daar 'n groot mens by is. Jy weet, ons kan nie regtig relax nie. En weet wat ons nou doen, hoor Mike? Op die einde van die dag moet jy jouself afvra, gaan jy daai risiko vat vandag? Of vanaand? So wees versigtig, wat julle ook al doen. Ek is nou tans hier by my kantore in Plet, en ek het 'n huis hier ook, en ek wil vir jou sê, die Plet rywes hierso, maar ek dink die mense gedra hulle nogal baie, want hulle weet ons is hier. En dit is baie goed georkestreer. Maar nog steeds, hier is honderde kinders wat emmers vol kots hierso, hoor. Dis 'n gesuipery en 'n gekuiery en. En 'n absolute dronk meisie is mos 'n easy target. Maar gelukkig is hier die hele area hier van so 'n aard en vrot van die sekuriteit en observasie dat dit nie sommer sal gebeur nie en dit net nog nie. Maar waar jy jouself ook al bevind, maak doodseker. Hoor nou vir my wat ek vir julle kinders sê. Seuns ook, wees versigtig met wie julle meng, by wie julle betrokke raak en of wil wegry en house parties hou en allerhande moves so goed gaan maak. Just don't do it. Jy kan nie daai kans vat nie. My opinie is, almal wat familie is kuier saam met die regte mense wat jy weet vir 'n feit gaan jou nie benadeel. Ongelukkig onder die jeug, daar's 'n helse wetteloosheid en ek is jammer om dit te sê, daar's baie jong laities wat baie lus is vir die girls. En julle weet so goed soos ek, wat wil die laities sê en wat hulle wil doen. Hulle wil nie saam met jou kerk toe gaan nie. Hulle wil nie saam met jou ordentlike gesprekke aanknoop nie. Hy is eintlik op soek na een ding. So let's call a spade a spade. Of rather, let's call a spade a fucking shovel. Want dis wat dit is. So, jy weet, op die einde van die dag, daar is soveel goed wat jy werklik waar in ag moet neem, maar dit is goed om dit te doen, want jy kan jouself nog steeds geniet. Jy kan nog steeds rus, jy kan nog steeds lekker kuier, maar ek stel voor dat families en vriende en mense wat jy vertrou dit saam doen. En jy moet uiters versigtig wees vir waar jy jouself bevind en waar jy ry, want nog 'n punt wat ek wil noem, onthou, nie almal volg reëls en regulasies nie, en ander mense ongelukkig op vakansies doen baie onverantwoordelike dinge, raak betrokke by dwelms, is gedwelmd of dronk en dan ry hulle rond. So drunk driving is a huge problem. Jy kan al hierdie reëls volg wat ek gevolg het en jy is op pad huis toe en dronk ouens ry jou raak en iemand sterf. Jy weet, daar sterk spreekwoorde wat baie hard in ons ore moet lê. Spyt kom altyd te laat. Is beter to be safe and sure. It's better to prevent something than when it happens. Sulke goed wat ons altyd vir mekaar sê.
So, ou moet baie versigtig wees op vakansie, ou moet maar jou ore oop hou, en jy moet awake wees. En as jy nou regtig wil kuier, en jy wil nou 'n goeie tyd hê, sorg altyd dat daar 1 of 2 drywers is, en ouens is wat julle dop hou en oppas. Wees versigtig met julle handsakke. Ek het nou, jy weet, ek sê al hierdie goed en die mense luister nie. As jy weer sien, gaan hulle toilet toe, los die handsak. Los die drink net daar. Een of ander swaap, gooi 'n pilletjie daarin en jy het moeilikheid. Onthou, daar is baie tydryk dwelms en daar's baie maniere. And anyway, die groot ding is wat jy ten alle tye moet verhoed, as jy 'n meisie is, dat jy in die verkeerde hande beland, en dat jy misbruik word of verkragt word of geduiteryk word. Ons gaan weer eens aanbeveel dat die mense die projekte lees, want baie mense doen ook gedurende vakansie aanlyn kope, of raak by allerhande finansiële goed betrokke, en ook om hulle vakansies te verbeter deur goed te boek en. Julle moet seker maak dat julle dit behoorlik ondersoek voordat julle sommer net vir iets betaal. En doen 'n deeglike kritiese ondersoek, en as jy dan oortuig is, kan jy dit doen. Oppas met jou selfoon. Waar jy jouself ook al vind, maak seker dat jy jou foon afsit. Geheel en al af. Moenie jou foon op die tafeltjie laat lê en toilet toe gaan nie. Moenie enigstens iets van jou, van watter aard ook al, openbaar nie. Moenie op jou foon opberei terwyl mense om jou is nie. Maak seker dat jy jou foon behoorlik skoon maak, en jou passwords gereeld verander, en moenie jou foon vir enigiemand leen nie. Daar is so 'n mal vrou in die dorp Pretoria, heeltemal koekoes, en ek is jammer om dit so te sê, en die een loop rond, en dan sê sy vir mense, sy moet dringend vir Mike Wolhuis bel. Julle sal nie glo hoeveel mense gee net die foon, en dan gaan staan sy een kant, dan stuur sy vir my die mees kruiste boodskappe wat jy aan kan dink. Van die president soek my, ja, julle ken die projekte, julle kan dit lees. Jy kan nie glo dat die mense hulle foon vir 'n wildvreemde persoon gee. Moenie vir daai triek val nie, moet dit in ieder geval nooit doen nie. As iemand dringend 'n boodskap moet stuur, vra vir die persoon, gee vir my die boodskap, gee vir my die nommer, en doen jy dit, as jy wil help. Baie versigtig wees met jou foon kan gekloon word, kan gehack word, en oppas vir sommer net enige wifi in jou inlog in jou foon en by betrokke raak. As jy nou by 'n bekende plek is soos Mug and Bean of whatever, in 'n baie bekende instansie, betroubare instansie waar daar duidelike inligting is oor die wifi of free wifi. It's another story. Maar maak altyd daarna jou foon skoon, pas jou foon op. Al die ander goed tel, pas jou handsak op, maak seker dat jy regtig wake up is waar jy jouself bevind, wat jou inligting en goed, en moenie met jou juwele uitgaan nie. As jy uitgaan, haal alles af wat waardevol is, en gaan nou maar met bietjie meer verslonste en nie aandag trek klere nie. Onthou net, enige opportunistiese boef, gaan ons eerder vir iemand van wat soos 'n Kardashian lyk, as iemand wat daar aankom met net 'n ou rok of broek aan of what have you. So, be clever. Ek wil gou hier kyk, mense, ek het 'n klomp notas gemaak. Ek het ook net iets hierso. Ek het ook net iets hierso. Ek gaan nou hoor, Goed. Ek wil net hier noem, gesinne moet hulle fone sinkroneer, dis 'n goeie een. Ek het dat my cybercrime ook bietjie raad gee. En almal se fone moet kan getrek en trace word deur mekaar, so vir noodgeval ensovoorts. In ander woorde, die 360, al daai Find My Phone, al daai goeie en waardevolle paraphernalia wat jy op jou foon alles kan laai, sodat julle almal mekaar ter enige tyd kan kontak in nood of weet waar mekaar is. Dit sal die ouers so gerus stel, en dit sal julle as kinders, glo my nou, ook gerus stel as almal weet waar julle is ensovoorts. Kom ons kyk hierso. Ja, maak seker nou natuurlik die wat nog nie weg is nie, en die wat of al weg is, maak seker dat wie ook al opdragte gekry het om na julle diere te kyk, die ou visie, die paar hoendertjies en die hondjie wat jy het, maak seker dat die diere na omgesien word,
Maak seker dat jy behoorlike kommunikasie het met as jy bedienis nagelaat het of iemand na jou plek lei. Hou behoorlike kommunikasie met dit wat jy nagelaat het, agtergelaat het en wat opgepas word deur ander instansies, sekuriteit of jou kontak in die polisie of wie ook al. Ja, as jy in die publieke gebiede is, vat net die noodsaaklikste saam en maak seker dat dit nie sommer van jou lyf afgeneem kan word nie. So, wees baie versigtig vir pickpockets. Jy weet, is net so, die mense skuur en skuif by jou verby as jy weer sien, is jou kredietkaart weg en of selfs jou selfoon. So, dames, julle weet wat is die beste plek, steek die foon maar daar weg en die kaart en of enigiets anders vir my kontant. Mans, julle ook maar daar, ook dieselfde plek. Steek die goed ver hiervoor in jou lyf, naby jou, kom ons noem dit jou goods. Laat niemand daarby kan aankom, want dis in ieder geval jou mees gevoeligste area. As iemand daar gaan peter, gaan jy mos onmiddellik sê, hey, en jy gaan optree. En jy moet maar bliksem hoor, want die sekuriteit is nie so wat wonders by die plekke nie. So that you cannot rely on the safety and security by enige van hierdie plekke. So dat jy met jou eie wees, maar ook weet maar wie is hulle en doen maar 'n goeie oog op alles. Groot goed wat wel kan gebeur, maar wat ons altyd oor waarsku is, dit klaar genoem, is ontvoerings, hijackings, en dan mense wat vermis raak, dan die online scams moet julle versigtig voor wees, en natuurlik extortion en sextortion. In ander woorde, moet nou nie by mense betrokke raak en oor en weer vir mekaar kaal foto's stuur, en as jy weer hoor, dreig die mense jou en sê hulle gaan jou foto's oral plaas as jy nie R5.000 betaal nie. Bly weg van enige foto's van mekaar neem, of jy foto's van mans neem, of mans foto's van vroumense neem. Hoor nou wat ek vir julle sê. Nou sê julle dalk, Mike, maar wie doen sulke goed? Ek kan jou daar duisende sulke sake identifiseer. Mense neem foto's van hulle self, hulle neem kaal foto's van hulle self, en hulle fucking stuur dit vir mekaar. It's unbelievable. Sure. Don't do it. Dis waar sextortion inspring. Kom ons kyk hierso. Moenie korrupsie uitvoering. Oppas vir die omkoop van polismanne. Hanteer polisie en autoriteite met respek. Moenie onmiddellik as jy afgetrek word 'n attitude hê nie en hulle verkeerd hanteer nie. Hanteer hulle asof hulle nie korrup is nie. En hanteer hulle met respek. Liefdevolle samewerking, wees respekvol, groet behoorlik, hanteer hulle reg. Onthou net, dis Bybels. 'n sagte woord keer die grimmigheid af. As jy perfect communication toepas en jy's nederig en jy het 'n goeie verhouding en 'n Christelike verhouding teenoor enigiemand in die autoriteite, gaan jou ver bring, hoor. As die autoriteite dan in enige manier die ding deurdruk en hulle soek geld, vermy enige vorm van korrupsie so ver as moontlik. Hou jou foon altyd aan op recording of video recording, jy die volste reg, en maak seker, weer eens, dat jy nie net een in die kar is nie, of twee nie, maar gewoonlik meer, dat jy getuies het, en in extreme situasies, worst case scenario's moet jy ons bel. Maar ek kan julle nou al sê, as 'n mens die ding reg, perfect reg, jou naaste lief en soos jouself attitude het, dan gaan jy dit avoid, hoor. Met dit gesê nou, julle moet 'n mooi attitude in die vakansie hê. Wees vriendelik met mense, wees nice, maar wees op jou hoede. Dis logies. Maar jy weet, 'n gesindheid kan jy baie gou optel. En as daar mooi gesindhede is, dan sê ek nou vir jou, dan gaan dit jou ver bring, hoor. Moet definitief nie veiligheid as vanselfsprekend aanvaar nie. Jy moet op jou hoede bly, volg baie streng protokolle en bly daarby. Kom ons kyk wat is hier nog. Ja, ek dink ons het alles hier aangeraak. Ons het gesê, bly weg van juwele en goed wat aandag trek. Moenie jou kinders alleen laat rondloop nie. Moenie. Kyk na jou kinders, your biggest investment. Ja, maak seker, ja, daar sy die diere, mense, moenie klappers doen nie. Bly weg van, is onwettig, né? Bly weg van crackers, klappers,
allerhande verskriklike geluide en gerase oor nuwe jaar nie. Don't do it. Die diere ly verskriklik daaronder. Weet julle daar by myne? Laat ons niks doen nie en ons het dit nog nooit toegelaat vir jare en ons tree drasties op as iemand dit wel doen, want ek het oor die 350 flaminke en hulle broei in hierdie tyd. Hulle broei eintlik 2-3 maal 'n jaar. En as hy flaminke broei en daar kom 'n ou met 'n moerse wat is hierdie wat noem mense hierdie goed, die four-wheelers verby. Hy wat so maak, rap, dan staan hy flaminke op, met 'n skrik. En weet wat gebeur? Die eier rol van die toringkie af, hulle maak hulle neste op sulke vulkaantoringkies. Dit lyk presies soos 'n klein vulkaantjie met 'n bietjie van 'n duik bo en 'n eier op, né? Onthou, eerste flaminke is 'n bedreigde spesies, hulle skaars. Tweedens, hulle is uiters gesteld op, hulle is in moerse groepe bymekaar en hulle broei baie goed, maar as hulle skrik, dan stamp daai eiertjie af. Hulle het nie 'n bek of 'n vermoë of 'n manier om hy eier terug te sit nie. Hy lê daarso. Dan is dit verby. En as daar crackers en bomcrackers en allerlei goed, dis 'n verskriklike verstoring. Dit frustreer al die voëls, al die diere, al die honde. So bly weg van enige vorm van crackers en groot geraas. Alright, onthou, moet nou nie in Januarie in 'n situasie wees waar jy nie 'n sent oor het nie, jy het nie krag nie, jy het nie kos nie, jy kan niks vir jou kinders doen nie, want jy het alles gemors en gespend en overspend, onverantwoordelik gespend in Desember. Met dit mens dat ons gou hoor as daar enige vrae of stellings. Ja, ek wil ook vir jou vra, as ons in die nuwe jaar kom, moet ons regtig een van jou projekte oor die flaminke ook cover, want ek dink dit is so interessante topic daai. Maar om terug te kom by die blyplek scams, ek het 'n boodskap, al 'n paar boodskappe uit die Kaap uit gekry, van verskeie mense, want blykbaar is blyplek scams in die Kaap baie groot. Dis oral. Ja. So, is daar, wat hulle vra hier so, wat se rooi vla waarna 'n mens moet kyk? Nou, jy sê, even as jy op vakansie gaan, moet jy nou deur al hierdie cybercrime ondersoeke gaan en so aan, maar party mense weet nie hoe en waar hulle moet begin nie. Dis die vraag. Waar begin hulle om te weet dit is legit? Hierdie mens is nie 'n vinnige chat nie. Hulle moet my projekte lees. Ek gaan vir Anthony Boucher hierna vra om dit vir jou te stuur. Okay. Hulle moet dit net bestudeer, maar die mense wat nou toetree, is of heel moontlik al klaar gescam. Vir die wat nog nie gescam is nie en nog steeds besig om blyplek te soek. Vinnige reël. Maak seker dat die plek bestaan. Doen al die internetsoeke, bel, vind uit, verifieer, en as jy nie behoorlike oortuigende antwoorde het nie, en feite het nie, dan moet jy 'n verdere ondersoek doen, presies soos wat ek voorheen gesê het. 'n Algehele identifikasie, evaluasie, risiko-analysering, finansiële track-trace, platformprofiel, cybercrime ondersoek. In ander woorde, jy moet maar iemand kry, of 'n instansie, of ons, om die ondersoek te doen. Die nadeel is, dit is soos jy gesê het, dit is groot in die Kaap, maar dit is orals. Die mense betaal so maklik, en hulle is gereeld gevang in die sin van dit is 'n bargain. Mooiste foto's, last unit available, al die slim woorde, jy weet, die mense val deur hulle oë, en 'n nice videoetjie, nice musiek wat hulle sien, en dan it's a moerse bargain, en dis amper, it sounds too good to be true, which it usually is then, maar hulle raak te vinnig betrokke en betaal te maklik, omrede hulle nie 'n behoorlike ondersoek gedoen het nie. Hulle kan mense vra om behoorlike e-posse te stuur, hulle kan kyk na die spelling, baie keer gee die spelling die scam weg, hulle kan kyk na wat sê die stelsels, baie keer as jy op die internet ingaan en jy druk inligting in, dan sê dit, it's fake, or it's a scam.
Hulle kan ander instansies bel wat daar naby is. Hulle kan uitvind presies waar dit is. Hulle kan vra vir 'n pin drop location. Hulle kan hulle bel en sê hulle wil video call dat hulle sien. Hulle kan 'n klein huisie vol goed doen. Hulle moet dit net doen. Hulle moet moeite doen. En hulle moet nie oorhaastig val vir die moerse bargain en no. Die oomblik as iemand vir jou sê, take it now, get it now before it's gone, is dit vraagtekens. En dan 'n worst case scenario en is groot bedrag. So nou maar iemand gaan môre en hy wil 'n 200.000-300.000 rand se vakansie doen en hy is onseker, dan kan hy ons bel. Dit self doen. Maar heel groot goed, waar groot bedrag is en die mense brandvas kan ons altyd bel. Ja, want ek sien weer daar, soos jy sê, die video's is so aanloklik. Maar Lekker. as jy sien hoe lyk hierdie plek en hulle adverteer dit vir R500 'n dag. Dit is mos, Ja nee, jy kan mos dadelik weet. dit is daar om te help. Ek spreek julle ernstig aan en ek waarsku julle en ek partykeer selfs kakkie mense uit van 'n kant af, want hulle luister nie. So, nou het julle dit gehoor, julle het dit al gelees, ons praat aanhoudend oor hierdie goed. Ek sal die projekte vir jou stuur, mens. Ja. En ek wil vir almal net sê, julle moet 'n wonderlike tyd hê, wonderlike vakansie, die wat nog werk lekker, die wat gaan rus lekker, en ons vra die Here julle almal in hierdie tydperk, absoluut, sal veilig bewaar, en dat die Here julle sal seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding. Julle barmhartig en genadig sal wees. En ons doen maar elke donderdag nog die radio, so julle moenie worry nie, ons sal weer hom en haar in chat, en as julle vra het, sal ons dit antwoord. Baie dankie Mike, baie dankie dat jy vanaand jou kennis met ons gedeel het. Luisteraars, onthou as 'n aanbod te goed klink om waar te wees, is dit waarskynlik presies dit. Wees waaksaam, doen jou navorsing en beskerm jou gesin teen teleurstelling en finansiële verlies. En ja, soos Mike sê, bly veilig en geniet die vakansie met gemoedsrus. Van ons kant af ook Mike, baie dankie en ons wens jou ook alle seëninge toe. En ek sien daar op die groep het Anthony nou net weer die projekte gepost. Baie dankie Anthony. So ja, Thanks. baie dankie Mike. Alright julle, ons is lief vir julle, kyk na julle self. Selfde hierdie kant. Bye. Nou ja, dit was Mike Bolhuis weer eens gewees en mense, ek kan vir julle verseker, julle kan na hom luister. Hy's op die man af, hy sê dit soos dit is, soos hy sê, he doesn't call a spade, he calls a spade a shovel, so dan moet julle weet hoe ernstig hy is. En as julle op vakansie gaan, wil ek ook vir julle pragtige vakansie wens, moet asseblief nie jou kop in vakansie mou die hele tyd hou nie, wees paraat en wees op julle hoede soos Mike sê. My kollega